Die DA versoek die regering weer om plaasaanvalle te prioritiseer en die brandstofpryse wat om middernag van krag word bekend gemaak. 1 Julie, baie welkom by die Afrikaanse nuus. My naam is Sarina Bosman. Die DA het opnuut 'n beroep op die regering gedoen om plaasaanvalle as prioriteitsmisdaad te verklaar. Dit volg nadat daar nog geen verdagtes in hegtenis geneem is na 'n plaasaanval wat Woensdag aand buite Kestel in die Vrystaat plaasgevind het nie. Volgens die polisiewoordvoerder in die Vrystaat, kaptein Noreen Earl, is die verdagtes steeds op vrye voet. Die 70-jarige Johan van Biljon is op sy plaas oorval, kort nadat hy van die dorp teruggekeer het. 3 gemaskerde mans het hom na bewering ingewag, vasgebind en sy voertuig as ook verskeie persoonlike besittings gesteel. Van Biljon het later daarin geslaag om hulp te ontbied. Hierdie is die 4de plaasaanval in Suid-Afrika tussen 20 en 29 Junie. Die DA het vanoggend strafregtelike klagte teen die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Nobuhle Nkabane, by die Kaapstadse sentrale polisiekantoor aanhangig gemaak. Die voorsitter van die DA se federale raad, Helen Zille, het gesê dat die klagte ingedien is omdat Nkabane vir die parlement gejok het toe sy vir die portefeulje komitee oor hoër onderwys gesê het dat alle lede van die paneel wat die raadsvoorsitters van sektorale en onderwysopleidingsowerhede gekeur het, onafhanklik is. Zille sê omdat Ramaphosa weier om teen Nkabane op te tree, stel die DA self stappe in. Die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, eis dat alle senior misdaadintelligensiebeamptes wat in hegtenis geneem is, onmiddellik geskort word. Sy eise kom nadat die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, in hegtenis geneem is in verband met beweringe van korrupsie en bedrog. Cameron meen om aangeklaagdes te skors sal meebring dat die sake vinniger, deegliker en sonder intimidasie kan plaasvind. 93 en 95 oktaan petrol sal om middernag met tussen 52 sent en 55 sent per liter styg. Die departement van minerale hulpbronne het aangekondig dat die brandstofpryse sal styg ondanks die sterker rand. Die spanning tussen Israel, Iran en die VSA het egter die olieprys die hoogte laat inskiet. Diesel met 'n swaal inhoud van 0,05% se prys styg met 82 sent per liter en diesel met 'n swaal inhoud van 0,005% word 84 sent per liter duurder. Parafin word 67 sent per liter duurder. Die Kleinfontein gemeenskap buite Pretoria sê hy veroordeel mediaberigte waarin daar beweringe gemaak word dat die Tshwane Metro die sloping van die gemeenskap met sowat 600 huise en 1300 inwoners oorweeg. 'n Berig in 'n Sondagkoerant beweer dat uit 17 sogenaamde onwettige nedersettings net 9 geformaliseer kan word en dat Kleinfontein nie een van hulle is nie. Die uitvoerende hoof van Kleinfontein, Stefan Wiese, sê die gemeenskap het al verskeie kere met die metro vergader. Dankie dat jy saamgekyk het na vandag se nuus. Jy kan môre weer inskakel saam met Pretoria FM.